Hallo my goeie vriend, ons Afrikaanse kunstenaar Nathaniel, hy praat baie oulike dinge en hy sê, kry elke dag iets om voor dankie te sê. Al is dit vir die gang wat jou yskas toe vat, of vir jou nek sodat jou kop nie op jou bors hang nie. En as jy wraggies niks het om voor dankie te sê nie, koop vir jou 'n hond en doop hom dankie, sodat jy 'n paar keer per dag dankie sê. Nathaniel sê, kry iets. Al noem jy hond dankie, maar sê net dankie. Ons moet meer dankie sê. Gewoonlik as ons praat oor wat God wil hê, God se wil, dan dink ons, wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie, en my beroep, sis of so, wat wil God hê van my? Nou is baie belangrik om te weet wat God van jou wil hê en vir my wil hê. Want as ek weet wat hy van my wil hê, wel, dan kan ek dit doen. Jy moet doodsekerlik weet wat God van jou wil hê. Daar moet jy seker maak oor wat God se wil vir jou is. Nou, jy moet nou nie die twee goed omkeer nie. Onthou, wat is God se wil vir jou en wat is God se wil? Dis twee dinge. God se wil is om te soek en te red wat verlore is. God se wil, in een woord, is Jesus. God wil vir jou Jesus gee. Dis God se wil. God wil nie dat geen mens verlore gaan nie. God deel sy liefde aan jou uit. Jesus se werk is om die liefde van die Vader vir jou te gee en te bedien. Jesus sê, ek kom om te soek en te red die wat verlore is. Jesus sê, saggies en teer is die roepstem van Jesus. Jy ken die lied, hy roep vir jou en vir my. Dis wat God doen. Die een ding wat God doen, is die kruis, is redding, is genade, om al ons sonde skuld vir ewig weg te neem. God sien jou in genade aan. Hy spreek jou vry. Jy's vry, jy's skoon, jy's gereinig. God se wil is Jesus. Dis wat God doen. God doen Jesus aan die kruis en opstaan uit die dood. En dit is vir jou beloof. Niks meer is beloof nie, hoor. As Jesus alleen nie vir jou genoeg is, dan moet jy maar begin bid. Vir reën, en dat die siekte sal weggaan, en dat die gate in die paaie sal toegaan, en dat die water meer sal wees, dan moet jy maar begin regtig bid vir iets anders. Maar as Jesus, God se wil is Jesus, hy wil vir jou genadig wees, hy wil vir jou goed wees, hy is vir jou lief. Ons sê mos, my enigste troos in lewe en dood, voorspoed en teëspoed, siekte en gesondheid, is dat ek aan Jesus Christus behoort. So, wat doen God vir jou? In een woord, Jesus. Dit is wat God vir jou doen. Nou, wat moet jy vir God doen? Wat moet jy vir God doen? Wat wil God hê jy moet vir hom doen? Wat is jou taak? Hoe moet jou lewe lyk? Dit is baie belangrik dat ons 'n bietjie bestek opneem en dink oor ons lewe en 'n aanpassing maak. Ons moet aanpassings maak, ons moet regmaak. Jy moet jou lewe regmaak voor dit te laat is. En ek gaan dit dalk nou vir jou uitspel, dalk vir die eerste keer, dalk is jy nog nooit vermaan oor die ding nie, nog nooit tereggewys nie. Dalk het jy nog nooit dit besef, iemand nog nooit vir jou gesê, luister, jy maak 'n fout en dit is, nou oké. God se wil vir jou is Jesus. En wat is God se wil dat jy vir hom sal doen? En dit is baie duidelik. Baie duidelik. Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Weet jy of jy al ooit daaroor vermaan is of tereggewys het nie, maar dis wat God van jou wil hê. Dis die een ding wat God van jou wil hê. Filippense 4 vers 4 sê, wees bly. Altyd. Nie oor die reën, nie paaie se gate wat meer of minder is, of die steenkool wat droër of natter is, of verbly jou die een enkele rede is, in die Here.
Wat God vir jou gee is Jesus Christus. Wat moet jy vir God gee? Blydskap, vreugde. Oor wat? Oor Jesus. Dis wat die Bybel vir ons vra in Filippense 4 vers 4, ek herhaal, verbly jou in die Here. Al wat die Here vir jou vra, is bietjie blydskap. Soos Paulus het skrywe, in 1 Tessalonisense 5 staan daar duidelik, wees altyd bly. En watter een verstaan ons nou nie? Wees of altyd of bly? Wat een van die drie verstaan ons nie? Is ons duidelik? Wees altyd bly. Filippense sê, verbly jou in die Here. Tessalonisense sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wat God van jou verwag is, in alle omstandighede. Wees dankbaar. En nou kan jy maar daarby leer, alles wat met jou gebeur het, en nie gebeur het nie, dit wat vir jou heerlik is en wat vir jou smartlik is, die Bybel sê, verbly jou, nie oor niks hoor, nie positiewe denke nie. Daarom, daar's 'n inhoud vir die blydskap, Jesus Christus. Die oorspronklike teks sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is die wil van God. Dit staan so in die oorspronklik die oergrieks. Dis die wil van God. Die wil van God is nie drink en rook en daai tipe goed nie. Die wil van God is dat jy dankbaar sal wees. Verbly jou in die Here. Gegrond op Jesus Christus, die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader, die Heilige Gees sal by jou wees. Dis wat God vir jou toesê. Dis wat hy jou beloof en wat hy jou vra is. Wees 'n bietjie dankbaar. Verbly jou in dit wat die Here vir jou gee. Sy genade en liefde en dat hy by jou is. Verbly jou in Jesus Christus. Paulus skryf dit baie duidelik. Alles Paulus self, jy kan lees in die Bybel, nê? Paulus is verneder. Paulus sê hy's geslaan deur die Jode alleen 195 houe altesaam 195 houe, verskriklik. Sy klere is van hom afgeskeer. Hy's gegesel, hy's gestenig, hy moes vir sy lewe vlug. Hy het gevare gehad, maar wat skryf Paulus? Oor die genade en die liefde in die Jesus is by jou, die Heilige Gees by jou, wat God van jou vra. Al gaan jy deur dinge soos Paulus is, dankbaarheid en verbly jou in die Here. Dis wat die Here vir jou vra. Dit is met alle vriendelikheid wat ek jou kan vermaan. En vir jou is dit nodig is te regwys en sê, dit is die ding wat jy definitief moet regmaak. Dis nie 'n sonde om 'n bietjie meer dankbaarheid en blydskap in jou lewe te hê. Hoekom? Nie oor positiwiteit nie, oor God dit van jou vra. Hy vra dit. Verbly jou in alle omstandighede, dit is die wil van God. So vat hierdie vers, hier staan dit, jy kan dit lees, swart op wit, dis baie duidelik. Wees vanaand, wees môreoggend, wees van nou af in jou lewe gehoorsaam aan God, naamlik, verbly jou in die Here, wees in alle omstandighede dankbaar. Nathanael het dit ook gesê, hy sê, kry elke dag iets om voor dankie te sê. Al is dit vir die gang wat jou yskas toe vat, of vir jou nek, sodat jou kop nie op jou bors hang nie. En as jy wraggies niks het om voor dankie te sê nie, koop vir jou hond, en doop hom dankie, sodat jy 'n paar keer per dag dankie sê. Kom ons bid en kom ons sê vir die Here, dankie. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons red, vryspreek, genade gee, die kruis, die ewige lewe. En help ons Here om hierdie woorde te verstaan. Dankie dat ons weet wat U wil is. Help ons dan nou om gehoorsaam te wees en 'n bietjie meer blymoedig te wees in alle omstandighede en dankbaarheid. En ons bid dit in Jesus se naam. Ek gaan nou vir jou die genade van die Here toesê en ontvang dit. Die genade van Jesus, die liefde van die Vader, die Heilige Gees is by jou. Mag dit jou bly maak. Amen.